Hendrik en Alida is hier by ons. Ja, en ons sal graag vir die mense hierdie jaar betyds wil sê van Kragdag, want ons beplan groot dinge hierdie jaar. Sommer net heel eerste, moet ons dalk net vir almal sê, die 23ste Junie. So lekker, net as die skoolvakansie begin. Wanneer die winter draai. Dis Want die reg. 22ste Junie draai die winter. Dis reg. Ja. En dan is ons reg vir 'n lekker sonnige winterdag op Diamantvallei. En sê eers vir ons, hoekom hou julle 'n kragdag? Ja, ons het so 5 jaar gelede al begin worstel met die probleme van bekostigbare krag, né? Eskom het begin opgaan en nou daarna soveel meer. En betroubaar. Ja. Ons moes 'n nood kragopwekker instel en dis nie regtig die oplossing nie, want hy is nog duurder as Eskom, maar hy is daarom 'n noodhulp. Ja. Maar ons het besef mense moet meer permanente planne begin maak. So ons het toe begin rondsoek na wat is daar in terme van sonkrag, windkrag, van dit hoor mens van, maar jy weet nie altyd wat is daar beskikbaar en wat kan dit alles doen nie. Maar ons vind toe uit dat dit nie so maklik is om op die goed af te kom nie. Mense het nie 'n manier gehad om dit baie gerieflik te adverteer nie. Jy moes gaan soek wie het goed, wie weet daarvan iets. En dit word toe nogal 'n moeilike saak en dit vat baie tyd. Is dit duur, alternatiewe krag? Wel, dit was daardie tyd heel wat duurder as nou. Dit het heel wat verander al oor hierdie paar jaar. Ja. Dat dit meer gebruiklik geword. Maar op daai stadium was dit moeilik om die inligting alles in die hande te kry. En toe besluit ons, kom ons hou 'n geleentheid en ons skep 'n geleentheid waar ons vir mense wat soek na die oplossings kan sê, kom kyk, en vir mense wat hulle produkte wil aanbied kan sê, hier is 'n plek waar baie mense gaan kom kyk na julle goed. Ek wil net gou vir julle sê, 'n vriendin van my het sy wou haar swembad warmer gemaak het. Toe vat sy swart rubberpyp wat son kan vat, wat nie so vinnig in die son jy weet vergaan nie, kan jy maar eintlik sê. Toe het sy dood eenvoudig die pyp gevat en hom bo op die dak so 'n paar maal gedraai en die water toe deur daai pype gepomp. Jy kan nie glo die verskil in die swembad se water nie, en uit die aard van die saak het dit dan nou nie eintlik iets gekos nie, want die son het daai pype warm gemaak, meeste van die tyd. Eintlik om die waarheid te sê, het ons presies dieselfde gedoen met die swembad op Diamantvallei. Ja. Is net 'n baie groot swembad, so ons het besluit ons kort nog pyp. Ja. Maar dit is die soort van innoverende, gewone oplossing, plan, boer maak 'n plan. So daarmee kan 'n mens werk, en dit is deel van die kragdag, dat daar mense kom met sulke soort van eenvoudige, bekostigbare of goedkoop planne. So jy gaan nou dan, die kragdag gaan daar wees met verskillende uitstallers Dis reg. en ouens wat vir jou sê, maar as jy jou swembad warmer wil maak, gebruik hierdie metode of gebruik daai metode, of as jy byvoorbeeld voel maar ek betaal te veel aan die munisipaliteit elke maand, dan is daar maniere om krag te spaar. Wat baie goed werk by die kragdag uitstallings is jy kan vergelyk. Jy hoef nie van die een punt in Pretoria te ry na die ander punt om te hoor hoe lyk die ander ou se sonverwarmingsstelsel nie. Jy kan nogal die verskillendes vergelyk met mekaar. Dat een van die goed wat ons ook gou ontdek het toe ons met die ding begin het is, daar's te veel op daardie stadium, maar nou ook nogal van die leweransiers, produsente, fabrieke wat gerig is op groot maatgebruikers, soos munisipaliteite, groot fabrieke, en dit help ons mense nie. Glad. Ons soek na 'n oplossing vir jou gewone huishouding wat vir jou regtig goedkoper krag gaan lewer en betroubaar in klein plasies, klein hoeves, miskien klein besighede, en nou konsentreer ons daarop. So daai soort mense kan gerus die dag kom kyk. Ja, nou wil ek ook nog sê, daar's so baie om oor verskillende alternatiewe krag te praat, maar ons het eintlik gevind dat een geleentheid, soos die kragdag, is nie genoeg vir mense nie. So ons kry aandrang, sê, wil jy nie weer nog so geleentheid hou nie? En toe het ons besluit om dit 'n deurlopende ding te maak, deur middel van 'n aktiewe webblad. En dan sal dit nou uitloop uiteindelik op die kragdagfees op 23 Junie. Ja. Maar die waarde van die dag lê eintlik in elke dag 'n kragdag. Maar nou het ek 'n belangrike vraag, baie belangrike vraag. Ons praat nou oor krag, maar dit gaan nie net oor krag soos wat ons krag ken nie. Die kragdag is vir mense met nuwe idees om te spaar.
is ek reg? Dit gaan ook oor kragbesparing en daar is verskeie idees en daar's ook wil ek sê boer maak 'n plan idees. Ja, dis waarvan ek praat. Wat nie op die mark ja. is nie, maar hierdie planne wat mense maak, prikkel ander ouens se verbeelding. Op die ou end ontwikkel so ou dalk, hy word so beïndruk deur die gedagte of dit sit sy brein aan die gang daarmee dat hy 'n produk ontwikkel wat op die mark sal verskyn. Maar intussen is daar heelwat planne wat mense maak wat baie interessant is. En dit wil ons natuurlik baie graag op die kragdag hê. Dat 'n ou kom met sy plaasidee. Wat het hy gedoen? Ons het so verskeie daarvan gehad verlede jaar, maar ons wil graag meer daarvan hê. En toe het ons ook besluit krag beteken vir ons onafhanklikheid. So dis ook vir ons nodig om te weet wat is op die mark om onsself te beveilig. Daarin lê krag. Watter tipe uitstallers wil julle hê? Ons het nou 'n bietjie gepraat oor waaroor die kragdag gaan, maar waar stop dit? Waar's die lyn? Goed, ons het gesê alles wat dit gaan eintlik oor alternatiewe leefstyl. Ja. So dit sal alles insluit wat vir jou onafhanklik, selfstandig kan laat voortbestaan. Ja. En een ou gebruik net van dit alles, net die induksiestofie. 'n Ander ou gaan sê, nee maar ek wil my water, my rioolwater of my skottelgoedwater of my badwater wil ek op 'n ordentlike manier laat hergebruik. En hy kry 'n plan daar. So wel oneindig eintlik. Dis 'n gefokusde uitstalling. Ja. So hy's gefokus op alternatiewe leefstyl. En as jy na my toe kan kom en sê maar ek het 'n idee wat ek voel inpas hierby, dan luister ons daarna en as dit inpas, werk, dan kan dit. Ons sien julle binnekort weer. Volgende Woensdag het julle vir ons iemand wat kom gesels. Dis reg. Dan sal dit gaan oor sonwaterverwarmingsstelsels in die algemeen. Ja. Die praatjie. Daar's baie vrae daaroor, né? Dis reg, ja. En En daar's baie mense dink dit is duur. daar's verskillende sisteme ook. Dis reg. Fantasties. Ons sien uit daarna. Baie dankie Hendrik. Baie Dankie, dankie Wouter. Lida dat julle kom kuier het en ons gaan binnekort weer met julle gesels. Ons gaan nog 'n paar keer gesels en daai kragdag gaan 'n lekker fees wees, ek seker daarvan.